ons is dankbaar teenoor die Here dat ons ook vanmiddag hier kan wees. Ons weet ook dat hy die een is wat ook so 'n afspraak met ons het vanmiddag en mag die Here ook in ons midde ook verheerlik word en mag ons ook so vir hom die eer gee vanmiddag. Nou voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan raak ons net vir 'n oomblik stil. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmiddag, Here, om hier te kan wees in u huis en waar ons ook so vanmiddag 'n geseënde tyd kon geniet het en Here, waar ons ook vanoggend bymekaar was en ook dan weer vanmiddag hierdie besonderse geleentheid het om ook so saam te kan vergader. Is ons baie dankbaar daarvoor en wil ons net vir u die eer gee. Ons weet, Here, dat daar soveel ander is wat nie meer hierdie geleenthede het nie. Ons dink aan hulle wat ver bly, wat net op sekere tye in 'n oggend bymekaar kan kom by 'n gebou, Here, om u te dien en te aanbid, maar hier het ons die voorreg, Vader, om ook so in die middag ook weer op 'n Sondag bymekaar te kan kom en ook so in die week. En Here, dank ons u en loof ons u daarvoor. Maar Vader, baie dankie ook dat ons ook so weet dat ons hier is vir een doel en dit is om meer te leer uit u woord uit, dat ons hier is, Here, om ook so toe te neem en te groei in die genade en die kennis van ons Here Jesus. En ons weet dat ons lewe in 'n tyd, Vader, waar daar soveel aanvalle is teen die kerk van die Here Jesus, soveel aanvalle teen ons as kinders van die Here en waar ons in 'n samelewing leef, Here, wat geen meer behoefte of 'n begeerte het na u woord nie, maar wat u woord, Here, een kant toe geskuif het. En soos wat Paulus ook skrywe, dat vir hulle wat verlore gaan is die woorde van die kruis dwaasheid, maar vir ons wat gered word is die krag van God, en is dit vir ons lieflik en is dit vir ons kosbaar. En kom dank ons u daarvoor in hierdie middag, Here, dat u vir ons u woord gegee het, dat ons ook 'n kosbare evangelie boodskap het, dat ons ook, Here, vandag kan roem in die kruis van Christus Jesus, dat ons ook vandag, Here, weet dat ons 'n lewende hoop het, dat u die een is wat ons lei, dat u die een is, Here, wat vooruit gegaan het om vir ons die pad gelyk te maak. En dankie dat ons ook ons kan verbly in u as ons hoofpriester. Ja, Here, selfs wanneer ons stryd het, selfs wanneer ons hier op aarde voel, ons kan nie meer nie, of ons staan in die môre op en ons weet nie wat se kant toe om te gaan nie, of ons voel nie lus vir die dag nie, dat ons na u toe kan kom en dat ons daardie vertroosting, daardie bemoediging, daardie versterking ook so kan beleef in ons geestelike lewens. Dankie dat ons weet, Here, dat u die een is wat bemoeienis met ons maak. Ons as mens, Here, is soms skuldig daaraan dat ons die een is wat wegbeweeg van u af, dat ons die een is, Here, wat baie keer ons eie ding doen, in plaas daarvan dat ons na u toe kom en luister na u stem en luister na dit wat u vir ons wil sê en dit ook so doen en uitvoer. Ons kom vra ook dat u ons naby sal wees. Ons kom vra ook, Vader, dat wanneer ons nou ook u woord gaan lees, dat u in ons midde sal seën, dat u ons oë sal open sodat ons hierdie wonders van u woord kan aanskou en dat ons lewens ook daardeur, Here, geraak sal word, dat ons ook sal verander daar waar nodig is om verander te word en dat ons ook so elke dag, Here, hierdie woord sal koester, hierdie woord in ons hart sal bære, sodat ons teen u nie sal sondig nie. Dankie dat ons ook nou hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, ons gaan dan vanaand of by hierdie geleentheid gaan ons dan voortgaan met Psalm 24 en net so vinnig om vir u te noem, ons het vir die afgelope 2 Sondae het ons stilgestaan by Psalm 23. Ons het gekyk na die gedagte van wanneer die Here my herder is, as kind van die Here, dat hy die een is wat ook so vir my geestelik voorsien. Met ander woorde, hy voed my en hy is ook die een, vriende, wat ook vir my siel verkoop, wat my versterk. Hy is die een wat my lei in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hy is die een wat my bystaan wanneer ek deur moeilike tye gaan, wanneer ek deur stryd gaan, wanneer ek deur hartseer gaan, is verskoon tog, is hy daar om ons deur te dra en om ons ook so veilig aan die ander kant uit te bring. Hy is die een wat die tafel vir ons voorberei te midde van die stryd wat ons beleef, wat ons aan die Here se tafel kan sit en deur hom gevoed kan word. Hy is die een ook so wat ons sal lei na ons ewige tuiste in die hemel
saam met hom tot in rente van dae. Die feit dat die Here vir sy kinders die ewige lewe gee en daarin kan ons ook so ons verheug en ons verbly in Christus Jesus. Maar ons gaan dan vanmiddag in ons voortgaan om te kyk dan na Psalm hoofstuk 24 en u sal sien die opskrif by hierdie gedeelte, hef op julle hoofde, o poorte. En sodra jy die plek het, vriende, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Sela beteken, vriende, dat ons net vir 'n oomblik daardie pause gee, dat ons aandag gee op dit wat gesê word. En nou vers 7, hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Verskoon tog. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan tog die erekoning? Die Here van die weerskare, hy is die erekoning, Sela. Wat 'n besonderse gedeelte. Nou vriende, ek wil graag dan net by hierdie geleentheid wil ek die aandag vestig op vers 7 van ons geleesde gedeelte. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. En so dan die tema van hierdie boodskap vanmiddag, loof die Here as koning tot in alle ewigheid. Nou vriende, hierdie is verseker 'n baie besonderse psalm en elke hoofstuk in die boek Psalm is baie kosbaar en is baie uniek en ons dank die Here dat hy vir ons hierdie kosbare psalms vir ons kom gee het om te lees en te koester in ons harte as kinders van die Here. Nou dit is baie duidelik dat wanneer ons kyk na Psalm 24, dan sien ons ook baie duidelik dat hierdie 'n loflied is wat Dawid geskryf is. Dit kom voor in die vorm van 'n lied. En Dawid as ook die volk het hierdie lied gesing terwyl hulle daar na die tempel toe gegaan het, terwyl hulle daar by die tempel bymekaar gekom het om die naam van die Here groot te maak, om hulle te verbly in hierdie groote God, die God van Abraham, Isak en Jakob. En ons vind ons in hierdie psalm waar Dawid besig is om die Here te loof, dat hy vir die Here die eer gee, dat hy ook daarin bly is en homself verheug in die Here, dat die Here die getroue God is, dat die Here die een is wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, dat sy woord vasstaan, dat hy sal regeer as koning tot in alle ewigheid. Ons lees in Psalm 100 vers 5, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy getrou van geslag tot geslag. Dawid het ook geweet, vriende, dat hierdie groote God is sy herder. En dat hierdie herder wat die Here is, die een is wat hom elke dag lei, dat hierdie koning, dat hierdie herder hom versorg, dat hy vir hom stry, dat hy hom help, dat hy hom bystaan. En terwyl Dawid hierdie grootheid van die Here aanskou, kon hy nie anderste as om op sy knieë te val en die Here te loof en die Here te prys vir sy majesteit en vir sy goedheid en sy getrouheid teenoor hom as nietige mens. En terwyl ons fokus op hierdie gedagte van Dawid wat die Here loof vir sy grootheid, laat dit my dink aan daardie koortjie wat sê, al die lof en al die eer kom u toe, u is waardig, o so waardig, halleluja, prys u naam, al die lof en al die eer kom u toe. En mag dit so wees, liewe vriende, dat wanneer ek en u na hierdie psalm kyk, wanneer ons na die tyd hierdie psalm gaan bestudeer, dat daar ook 'n dankbaarheid, ook 'n lied in ons hart sal wees om hierdie groote God te eer, om hierdie koning bo alle konings te loof en te prys vir wie hy werklik is en vir wat hy vir my en vir jou elke dag doen. Mag ons hom dank vir sy goedheid, mag ons hom vanaand dank vir sy grootheid.
en mag ons ook so die Here die eer gee, dat hy ook die een is wat regeer, dat hy die een is wat tyd maak vir my en vir jou. Daar is 3 gedagtes wat ons vind in hierdie gedeelte, soos wat hierdie gedeelte vir ons ook opgebreek word, vriende, en net om vinnig vir u te noem, vers 1 tot en met vers 2, gaan ons hanteer, dan vers 3 tot en met vers 6, en vers 7 tot en met vers 10, wat ons ook dan vanaand na gaan kyk. Die heel eerste gedagte dan wat ons dan vind, wat gelei het na hierdie lied wat Dawid gesing het, wat hy geskryf het, tot eer van die Here, is dat ons vind ook dat die Here is die eienaar van die aarde. Hy loof die Here omdat hy die skepper is, dat hy die een is wat in beheer is. Let op vers 1 en vers 2 van ons geleesde gedeelte. Een psalm van Dawid: die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. En Dawid kon nie sy lied op 'n beter manier begin het nie, vriende. Hierdie is 'n besonderse manier wat Dawid sy aanbidding mee begin, deur God te aanbid vir wie hy is, die skepper. En Dawid het hom verbly in hierdie God van Israel. Hy het die Here aanbid dat hy die skepper van hemel en aarde is. Die Here is sy naam. En die Here is die een, liewe vriende, wat net 'n woord gespreek het en alles op hierdie aarde het tot stand gekom. Alles is perfek in sy tyd gemaak. Wanneer ons Genesis 1 lees en ons lees van die skepping, hoe die Here op elke dag het hy geskape. Elke dag was daar iets gewees wat hy perfek in sy tyd gemaak het, en die Here het gesê, dit is goed, want hy het alles perfek gemaak. Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer. En ook is die Here die eienaar van die aarde. Hy is die een wat alles geskape het, alles behoort aan hom, en die skepping getuig uit en uit, dat dit die handewerk van die Here is. Die Here se handdruk, vriende, sy vingerafdrukke word gevind in die skepping. Dit word gesien, dat dit God is wat dit gemaak het, dat sy majesteit daarin gevind word. Deuteronomium 10 vers 14, kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. 1 Kronieke 29 vers 11, aan U Here kom die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde, aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. En so is die Here die soewereine God, vriende. So is die Here die een wat hoog en verhewe is. So is die Here die een wat op die troon sit. Dat hy die een is wat in beheer is van die heelal. Dat hy alles uitvoer op hierdie aarde volgens sy ewige raadsplan. Dat niks wat op hierdie aarde gebeur buite God se wil gebeur nie. Ons het in die boek Jona, vriende, het ons gesien daardie beheer wat die Here het, daardie almag wat God besit, die feit dat hy die een is wat beskik, die feit dat hy die een is wat ook so uitvoer volgens sy welbehaag. Psalm 93 vers 1 tot 2, die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed, die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie, vas staan U troon van ouds af, van ewigheid af is U. Die Here is selfs die een, liewe vriende, wat vir die golwe sê, wanneer hulle moet bedaar, en dan luister hulle na hom, dat hy vir die visse van die see gee hy bevel, en hulle voer dit uit, die voëls van die hemel, gee die Here opdrag, en hulle doen dit, hoekom? Want hulle is gehoorsaam aan die skepper, hulle eer hom, hulle aanbid hom. Psalm 135 vers 6 tot 7, alles wat die Here behaag, doen hy, in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes, hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan. Maar jy sien, vriende, Dawid het ook geweet, dat hierdie wat die Here skenk is 'n goeie gawe uit sy hand uit. Hy het geweet dat hy daardeur kan hy roem in die Here, want dis die Here wat gee, dis die Here wat voorsien, dis die Here wat ook in sy kinders se lewe voorsien.
Maar terselfdertyd terwyl Dawid hierdie gedagte bedink dat die Here die eienaar is en dat die Here al hierdie dinge geskape het, het Dawid terselfdertyd besef dat hy is 'n rentmeester op God se aarde, dat die Here vir Dawid hier geplaas het vir 'n bepaalde doel, en dis om die Here te verheerlik, dis om die Here te dien, dis om vir die Here te arbei, dis om vir die Here te lewe elke dag. Dawid het nie vir homself gelewe nie. Dawid het geweet hy is nie hier op aarde vir sy eie gemak nie, maar om die Skepper te verheerlik. En jy sien, liewe vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe, is dat daar vandag soveel wetenskaplikes is in die wêreld daar buite, soveel teoloë wat op kweekskole is en wat op universiteite is en wat die leuen van evolusie glo, wat hierdie leuen van evolusie leer vir mense en dit aanhang en dink dat hulle iets besonders is, terwyl hulle eintlik so dwaas is en dat hulle besig is om teen die Here te rebelleer, dat hulle besig is om die leuen te verruil vir die waarheid van die woord onderdruk hulle, die waarheid skuif hulle een kant toe, want u sien, vriende, die skepping van God roep uit, dat daar is 'n God in die hemel. Die skepping roep uit, dat hierdie dinge wat geskape is, was nie 'n mens nie, maar dit was God gewees, 'n lewende God. En dit laat my dink aan daardie kosbare lied, Grote God, aan u die eer, heerlik is, waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou, u oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat, bokant ons begrip verstand, hou u al wat is in stand. Wat 'n kosbare lied, vriende, wat vir ons die grootheid van die Here beskryf. En dan kry ons nog steeds mense wat vandag dink dat hulle iets besonders is. Mense wat dink dat hulle so slim is, dat hulle al hierdie dinge uitgedink het by hulle self. Mense wat dink dat hulle het karre ontdek. Hulle het hierdie wysheid gehad om dit te ontdek. Hulle het die wysheid gehad om medikasie te ontdek. Maar min weet hulle dat dit die Here is wat vir hulle daardie wysheid gee. Dat dit die Here is wat vir hulle in staat stel om hierdie dinge te kan ontdek. En baie mense loop vandag met die gedagte rond dat hierdie aarde behoort aan hulle, dat hulle net kan doen wat hulle wil. Luister, vriende, hierdie aarde behoort nie aan my en aan u nie, dit behoort aan die Skepper. Hy het dit gemaak. Ek en u moet vanaand verstaan dat hy is die eienaar en ek en jy is 'n gas op God se aarde. Ons is slegs tydelik hier geplaas. Dis 'n voorreg dat ons op sy aarde kan woon. Hy kan net sowel ons nie hier geplaas het nie, maar hy het ons hier geplaas vir 'n doel en vir 'n rede. Daar kan ons nie maar net maak en doen wat ons wil hier op aarde nie. Ons het nodig om te doen wat die Here van ons vra. Ons het nodig om vir hom te lewe. En die Here het ons toevertrou as sy kinders met 'n sekere taak wat ons elke dag moet uitvoer. As ons dink aan die basiese dinge, vriende, ons dink aan die Here het vir ons 'n huis gegee om in te bly. Daardie huis moet ons in stand hou want die Here het dit vir ons gegee. Die diere wat ons het die Here vir ons gegee om hulle te versorg. Dink aan die werk wat ons het. As ons dink aan die geestelike sy, vriende, dink aan die siele wat ons moet win vir die Here. Geestelike groei in my lewe, om elke dag wat die Here vir my skenk, daardie asem, daardie lewe wat God gee, dat ek dit sal gebruik om hom te dien, dat ek dit sal gebruik om 'n voorbeeld te wees vir ander en 'n lig te wees in 'n donker wêreld. C.T. Studd, bekende prediker, het dit so mooi gestel, hy het gesê, only one life, it will soon be past, only what's done for Christ will last. Net een lewe, vriende, wat ek en u op aarde het. En net wat ons vir Christus hier op aarde gedoen het, sal eendag in die ewigheid hierna staande bly. As dit op Christus gebou is, sal dit staande bly. Let op Prediker 12 vers 13 tot 14. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. En dis wat ons ook moet verstaan, dat ek en u, wanneer ons tyd hier op aarde verby is, en wanneer ons as kinders van die Here na die Here toe gaan, dan gaan ons ook rekenskap gee vir wat het ons gedoen met ons tyd, wat het ons gedoen met wat die Here as eienaar ons mee toevertrou het, wat die Skepper vir ons gegee het om te doen, wat het ons met daardie dinge gedoen, vriende?
En vir die ongeredde gaan dit 'n verskriklike tyd wees, want hy gaan ook rekenskap moet gee voor die groot wit troon oordeel, en dan sal hy in die poel van vuur gewerp word. Daardeur moet ons red op dit wat ons elke dag doen. Wat doen ons hier op aarde vir die Here? Maar die volgende gedagte wat ons ook vind, is dat Dawid op terselfdertyd besef dat hierdie grote God, hierdie skepper van hemel en aarde, hy het ook 'n standaard waarvolgens hy wandel. Hy het ook 'n standaard wat hy verwag die mens aan moet voldoen. Daardeur die tweede gedagte, die standaard van die Here, en ons vind dit daar, vriende, in vers 3 tot en met vers 6. Ek gaan dit net weer vir ons voorhou. Wie mag kom op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob. Dawid, hy het geweet dat hierdie grote God wat in beheer is van die heelal, die een wat alles in stand hou deur sy almag, is ook 'n heilige God wat gevrees moet word. En daardeur stel Dawid die vraag terwyl hy hierdie gedagte aanskou dat God heilig is en dat die mens nietig en sondig is. En daardeur die vraag in vers 3 wat ons vind, wie mag kom op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Nou net vir interessantheid, vriende, hierdie selfde woorde van vers 3 tot en met vers 6 vind ons ook in Psalm 15 vir ons opgeskrywe, en ek gaan net gou vinnig vir ons Psalm 15 net voorhou, voordat ek by hierdie punt verder gaan voortgaan. U sal ook reed daar in Psalm 15, Here, wie mag vertoef in u tent, wie mag woon op u heilige berg, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. En u kan daardie Psalm ook verder by die huis gaan lees, maar dieselfde woorde vind ons hier in vers 23, dieselfde gedagte van, daar is 'n standaard wat die Here vereis. En vriende, wat ons moet onthou wanneer ons teruggaan na die tabernakel toe in die Ou Testament, dan moet ons onthou dat daar in die tabernakel was die Here se teenwoordigheid gewees. Daar in die allerheiligste, daar was die Here se teenwoordigheid, en nie net enige iemand kon in hierdie teenwoordigheid van die Here ingegaan het nie, slegs die hoofpriester, en dit was net een keer 'n jaar gewees op Versoeningsdag. En voordat hierdie hoofpriester kon ingaan, moes hy self eers homself gereinig het, deeglik gereinig het, 'n offer gebring het vir sy sondes, en dan het hy ingegaan, en hy kon nie eens lank in die teenwoordigheid gebly het nie, of hy sou gesterwe het. Maar selfs toe die priesters daar in die tempel, toe hulle daar ook vir die Here dienswerk verrig het, voordat hulle in die tempel kon ingaan, voordat hulle in die tabernakel inbeweeg het, moes hulle self eers gereinig het, moes hulle eers 'n offer gebring het, want hulle was in die teenwoordigheid van die Here gewees. En dit stel vir ons, vriende, daar die gedagte dat ons te doen het met 'n heilige God. Levitikus 11 vers 44 tot 45, want ek is die Here jou God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. En dis wat die Here van sy kinders verwag het, die volk Israel. Hy het vir hulle gesê dat julle moet ook heilig wees, julle lewenswandel moet skoon wees, dit moet rein wees, dit moet my behaag. En so kom Dawid in hierdie Psalm, en hy beskryf ook wat die Here, hierdie heilige God van sy kinders verwag, wat 'n lewenswandel moet hulle handhaaf, ten einde ook om hom te kan aanbid en hom te kan verheerlik. En ek gaan net vir ons kortliks, vriende, beskryf dit wat ons vind daar in vers 4, wat hy vir ons duidelik noem, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. So die eerste een is, hy wat rein van hande is. Nou vriende, hierdie beteken nie dat wanneer ek daar in die kar gewerk het en my hande is vol olie, dat ek nou my hande moet gaan was, dan is ek rein van hande nie. Nee. Jy sien, hierdie verwys eenvoudig nadat ek eerbaar is in my dade. Met ander woorde, ek is rein van hande. My hande is nie bevlek deur verkeerde dinge wat ek doen nie. Ek is nie besig om onregverdige wins te verkry nie. Ek is nie oneerlik in my transaksies nie, maar ek is altyd eerbaar in my doen en my late. Ons lees in Jesaja
Verskondig ek met Jesaja 1 vers 15 tot 17, ons het ook vanmôre daarna gekyk, wat die Here vir die volk sê. Hy sê, en as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, julle hande is vol bloed, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. So kan u sien, hier word gepraat van my aksies, my optrede, hoe ek dan ook so dinge doen, hoe is my motiewe, en dit is waarna ons altyd moet fokus, vriende, dat ons altyd eerbaar sal wees, as kinders van die Here in ons doen en late, dat ons deur die wêreld daar buite, dat hulle nie sal wonder, maar is hierdie ou nou regtig 'n kind van die Here? Want kyk wat doen hy, kyk hoe tree hy op, nee, dat hulle kan sê, maar hy's waarlik 'n kind van die Here, want kyk na sy lewenswandel, hy's getrou in dit wat hy doen. Die tweede aspek wat ons hier vind, vriende, die lewenswandel wat die Here van ons vra, is hy wat suiwer van hart is. Nou hier is die gedagte, dit handel oor hoe ek binnekant is, hoe's my motiewe, hoe tree ek dit wat ek, hoe's my gedagtes, hoe doen ek dinge, en hoe tree ek op dan elke dag, vriende, en jy sien, hoe my binnekant is hoe my buitekant verteenwoordig gaan word. So die fokus is nie hierop dat ek hier die buitekant is ek nou mooi en alles, maar binnekant is daar iets verkeerd nie. Nee, dit is juist dat dit sê vir ons dat dit wat in my hart aangaan sal buite weerspieël word. Ons lees ook in Spreuke 4 vers 23 tot 24 die volgende: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Onthou daardie spreekwoord, vriende, wat sê waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis absoluut waar. Dit wat in my hart aan die gang is, sal buite weerspieël word. So as my hart boos is, dan gaan ek bose dinge bedink. Ek gaan bose dinge sê, ek gaan bose dinge doen. En dis hoekom die Here Jesus ook in Matteus 5 vers 8 die volgende sê: salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die gedagte is dan dat ek binnekant rein is, binnekant skoon gewas deur die kosbare bloed van die lam. En dit is slegs die Here wat vir my en vir jou 'n rein hart kan gee, vriende. Jesus het die Fariseërs aangespreek, want u sien, die Fariseërs was so gefokus op die uiterlike terwyl die binnekant van hulle harte boos was. En Jesus sê vir hulle dat julle fokus so om die beker buitekant mooi skoon te was en dan's alles mooi, maar dit werk nie so nie. Julle moet die binnekant was. Julle moet eers die binnekant reinig, dan sal die buitekant reg wees. En dis net Christus wat my en jou hart 'n nuwe hart kan gee vir ons. Dis net Christus wat daagliks ons harte kan skoon was deur sy kosbare bloed, sodat ons die regte dinge kan doen, sodat ons in die insettinge van die Here kan wandel. Maar die volgende aspek wat ons ook sien, vriende, is wie mag in die teenwoordigheid van die Here kom? Hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Nou wanneer ons kyk na die oorspronklike taal, wanneer ons gaan na die Hebreëus toe, vriende, dan sien ons dat hierdie verwys eenvoudig na die volgende: wat sy siel nie ophef tot 'n afgod nie. So die gedagte kom hier na vore dat 'n afgod is iets wat vals is. 'n Afgod is iets wat nietig is. Dit behaag nie die Here nie. En ons het vanmôre gekyk na hierdie gedagte van wat 'n afgod is. 'n Afgod is eenvoudig iets wat ek en u in ons lewe plaas, wat bo kan die Here is, iets wat meer belangrik is in my lewe as die Here, iets wat meer aandag geniet as wat ek aan die Here moet toestaan. En dat ek maar eintlik dan die Here laaste plaas en die Here maar net as 'n spaarwiel gebruik wanneer dit sleg gaan met my. En ons weet die volk Israel het menigte kere hulle gewend tot die afgode. Die volk Israel het menigte kere hulle rug op die Here gedraai en teen die Here gesondig. En dis hoekom die Here ook vir ons kom sê in Eksodus 20 vers 3 tot 5, ek hou vir u voor: jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat.
Die Here vereis, vriende, dat ek en u hom alleen moet dien, dat hy alleen my aandag moet kry, dat hy alleen my toewyding moet kry, dat ek hom eerste moet plaas, dat hy bo my lewensmaat moet wees, dat hy bo my werk moet wees, dat hy bo my stokperdjies moet wees, want die oomblik as dit ondergeplaas word, dan is ek besig om daardie stokperdjie, daardie aspek in my lewe te verafgod en sondig ek teen die Here. En neem dit my toewyding, of ontneem dit my van volle toewyding aan die Here. En die vraag is vanaand, vriende, is daar dalk 'n afgod in jou lewe vanaand? Is daar dalk iets vanaand wat tussen jou en die Here staan? Indien dit so is, lê dit vanaand voor die Here, want hy sê vir ons, dat wie mag in teenwoordigheid van die Here kom, hy wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. En dan die laaste aspek hier wat ons sien, is en nie vals sweer nie. So wat is die gedagte hier? Die gedagte hier is dat ek 'n man of 'n vrou van my woord is. My ja is my ja en my nee is my nee. Wanneer ek sê ek beloof iets, dan voer ek dit uit. Dit help nie ek sê nee, ek sal dit doen, maar dan doen ek dit nie, want dan sondig ek, dan lieg ek, dan is dit verkeerd. En ons weet, vriende, wat is die verskil tussen 'n kind van die Here en 'n ongeredde? 'n kind van die Here is altyd eerlik. 'n kind van die Here praat altyd die waarheid. 'n kind van die Here is nie 'n valse getuie nie, maar sy getuienis is waar. Sy getuienis is eg. Hoekom? Want die Vader het sy hart verander deur die bloed van die lam. 'n ongeredde, vriende, hy is een wat 'n valse getuie is. Hy is een wat leuns versprei onder mekaar. Want hoekom? Hy die duiwel as vader, Johannes 8 vers 44, wat vir ons sê dat die duiwel as vader en die begeertes van jou vader wil jy doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. En dat hy ook die een is wat leentaal praat. En nou is die vraag, maar wat is die resultaat wanneer die kind van die Here hierdie lewenswandel handhaaf? En dit sien ons in vers 5 van ons geleesde gedeelte, vriende. Hy sê hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. So wanneer die kind van die Here hierdie toepas, vriende, dan sal hy die seën van die Here beleef. Hy sal vrede en blydskap in die Here beleef. Hy sal deel in sy ewige heerlikheid. Interessant, wanneer ons Deuteronomium 28 lees, dan lees ons waar die Here ook hierdie gedagte oorgedra het van wanneer die seën van die Here daar is wanneer ek binne die wil van die Here is, wanneer ek God se woord gehoorsaam, wanneer ek doen wat die Here vir my vra. En dit is ook waarop ons moet let as kinders van die Here. Maar jy sien, vriende, ons weet dat deur Jesus Christus se kruisdood, deur die volmaakte offer wat die Here Jesus aan die kruis bewerk het en die volmaakte lewe wat Jesus geleef het toe hy op aarde was, is hy die enigste een wat vir my en vir jou met God die Vader kan versoen. Is hy die enigste een wat dit vir my en vir jou moontlik kan maak as sondaar mens om in die teenwoordigheid van 'n lewende God te kan kom. Is hy die een dat wanneer hy ons kom red, dan wederbaar hy ons. Hy maak ons nuut, hy regverdig ons en hy stel ons in 'n verhouding met die lewende God. Hy versoen ons met God die Vader. En wanneer die Vader na ons kyk, vriende, dan sien hy Christus Jesus en hy sien die offer wat gebring is aan die kruis, en dan kan ons voldoen aan hierdie heilige standaard, is slegs in Christus Jesus. En dan kan ons in die teenwoordigheid van die Vader kom deur Christus Jesus. Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Dan volg saam met my Hebreërs 9 vers 11 tot 14. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groote en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigings besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat Christus, vriende, dat sy bloed bied vir ons verlossing. Sy bloed verklaar ons regverdig. Sy bloed is die een wat ons ook so dan inlei in die heiligdom in.
1 Petrus 3 vers 18 sê ook, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gery, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. En terwyl die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, vriende, en toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, wat het gebeur? Ons lees dat die voorhangsel daar in die allerheiligste, daar in die tabernakel, het middeldeur geskeur, wat vir ons dui, daar die weg is gebaan, deur Christus se soendood, dat ons dan ook nou so in die teenwoordigheid van die Vader kan inbeweeg, dat ons kan bid, dat ons met die Vader kan praat, en dat die Here Jesus ook, wanneer hy ons kom red, dat hy ons in staat stel om hierdie lewe te kan leef, wat die Here van ons vra. Ons moet vanaand besef, vriende, dat as jy kan getuig dat jy aan Christus behoort, het jy vanaand 'n verantwoordelikheid en het jy vanaand ook nodig om te besef, jy behoort in jouself nie. Daardeur moet jy lewe vir Christus, daardeur moet jy elke dag doen wat hy van jou vra, en dit is ook moontlik deur die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewens. En ons moet net opnuut weer vanaand besef, vriende, hoe lyk ons lewenswandel? Hoe lyk ons lewe vanaand? En daar's 'n kosbare lied wat ek vir u wil voorhou en red op hierdie woorde met die gedagte van die standaard wat die Here vereis, ek en u elke dag moet in wandel. Het hierdie lied se woorde my getref, en ek wil net vir ons die eerste en die tweede vers voorhou. Hy sê, o die lewe wat ek leef, bring dit my nader na u. En die dade wat ek doen, bring dit my nader aan u. Dan die volgende vers, en die praatjies wat ek praat, bring dit my nader na u. En die gedagtes wat ek dink, bring dit my nader aan u. Dit wat ek in elke dag sê, vriende, verteenwoordig dit die Here, met ander woorde verheerlik dit die Here. Dit wat ons doen, dit wat ons dink, voldoen dit aan dit wat die Here vir ons vereis. Dit wat ons gelees het in hierdie geleesde gedeelte in vers 4, wat sê hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dit verbaas my hoe mense dink vandag, vriende, dat hulle kan lewe soos wat hulle wil, hulle kan maak wat hulle wil, en dan verwag hulle dat hulle in die hemel gaan kom. En dat hulle hierdie vooruitsig het om te sê, maar ek gaan hemel toe, terwyl hulle nog nooit by Christus uitgekom het nie. Want as jy in Christus behoort, dan sal jy nie maak en doen wat jy wil nie, maar jy sal lewe vir hom. En het ons nodig om ook ander te waarsku, dat 'n kind van die Here se lewe sal getuig, dat hy aan Christus behoort. Maar andersins, as jy nie kan getuig daarvan nie, as jy nog nooit gered is nie, dan sal jou eindbestemming die poel van vuur wees. Maar die laaste gedagte, vriende, vind ons ook dat Dawid verheug om hierin dat die erekoning weer gaan terugkom. Dit vind ons ook daar in vers 7 tot en met vers 10. Nou dis baie duidelik wanneer ons hierdie verse lees, vriende, dat hierdie verwys na die Messias, dit verwys na Christus Jesus wat weer gaan terugkom. U sal onthou dat die Vader het vir Jesus Christus gestuur om na die aarde toe te kom, om aan die kruis te kom sterf vir ons sondes. Maar dan lees ons ook dat dit het nie gestop daar toe hy gesterf het aan die kruis nie, maar Christus het op die 3de dag opgestaan uit die dood. Die Vader het die Seun opgewek en die Vader het die Seun verhoog en die Vader het die Seun 'n naam bo alle name gegee. Ek hou vir u voor Filippense 2 vers 8 tot 11. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, vriende, lees ons in die woord dat hy gaan sit het aan die regterhand van God die Vader, dat hy nou intree vir sy kinders, dat hy ook ons hoofpriester is, maar hierdie selfde verlosser gaan ook weer terugkom na hierdie aarde toe. Hy gaan kom om sy kinders te kom haal. Hy gaan kom om ons na hom toe te neem. Ons lees dit in Johannes 14 vers 1 tot 2 en ek wil net vir ons dan vers 2 tot 3 voorhou. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En dan ook
Ja, vers 2, en as ek gegaan het te veel plek kry, kom ek weer en sal neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit is die fokus, dat Jesus weer gaan terugkom om ons te kom haal. Maar ook Matteus 16 vers 27 sê, want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergelde volgens sy dade. Maar ook weet ons vriende, dat die Here Jesus gaan ook 'n einde maak aan hierdie aarde. Die Here Jesus gaan ook die goddelose, gaan hy ook oordeel, gaan hy in die poel van vuur werp, terwyl die kinders van die Here vir ewig en vir altyd saam met die koning sal wees, terwyl ons saam met hom sal sit aan sy tafel, en sal deel in sy heerlikheid, en sal deel in hierdie kosbare erfdeel, hierdie kosbare seëninge, wat hy vir ons gee. En die vraag is vanaand, vriende, het u nog daardie wederkomsverwagting? Lewe u nog vanaand in gereedheid? Is daar nog vanaand hierdie blydskap in jou hart, hierdie opgewondenheid om te weet, maar Jesus gaan weer terugkom, Jesus gaan my kom haal, en dan gaan ek gereed wees om hom te ontmoet? Dat my dink aan daardie kosbare liedjie, wat sê, what a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saves me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Jy sien, ek en u, vriende, het ook 'n verantwoordelikheid terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons doen wat die Here van ons vra, terwyl ons sy koms verwag, dat ons in gereedheid sal lewe, sodat ons nie onkant betrap word wanneer hy verskyn nie. Lukas 12 vers 35 tot 36, die gelykenis van die waaksame diensknegt, en let op hierdie woorde, laat julle heupe omgord wees, en julle lampe aan die brand, en julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. Dis belangrik dat ek en u elke dag sal besig wees om vir die Here te arbei, besig sal wees om vir hom te lewe, besig sal wees met die dinge van die Here. Want vriende, ons wil nie graag wanneer die Here kom, hierdie rooi gesig vir hom hê, omdat ons so gefokus geraak het op hierdie dinge van die wêreld, en hoe maklik kan dit nie gebeur, dat ek en u so gemaklik begin raak hier op aarde, dat ons begin fokus op die dinge van die wêreld, dat ons hierdie oogpunt verloor, dat Jesus gaan terugkom, en dat ons gereed moet wees. Ons moet nie vanaand wees, vriende, soos daardie onverstandige magte, wie se olie opgeraak het, en toe die Heer kom, was hulle nie daar nie. Maar ons moet wees soos daardie verstandige magte, wat die olie reg het, wat gereed is vir die Meester se koms. Efesiërs 5 vers 15 tot 16, pas dan op, dat julle nou gesê het, wandel nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. En hierdie bemoediging wat die Here vir ons kom gee in Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos my werk, soos sy werk sal wees. Is u gereed, vriende, vir Jesus se wederkoms? Ek sluit af. Ons het vanaand gekyk na hierdie loflied wat Dawid geskryf het, waar hy die Here loof vir wie hy is, die koning bo alle konings, die eienaar, die skepper, die een wat sal bly regeer tot in alle ewigheid. Ons het gekyk na die feit dat die Here ook 'n heilige standaard het, dat hy verwag van sy kinders om heilig te lewe, dat hy verwag van sy kinders om ook so elke dag 'n lewe te lewe wat hom verheerlik, en is slegs moontlik in Christus Jesus, maar ek en u het ook 'n verantwoordelikheid om na te kom elke dag, en ook dat die Here koning weer gaan terugkom, en dat ons gereed moet wees. Die vraag is vanaand, vriende, ken jy hierdie eienaar? Ken jy hierdie skepper? Behoort jy vanaand aan hom? Kan jy getuig dat jy sy eiendom is, dat jy 'n kind van God is, gered uit genade, dat jy eens verlore was, maar gevind is in Christus Jesus, dat hy jou getrek het met koorde van liefde, jy geantwoord het op sy roepstem, jou tot hom bekeer het, en jou geloof in hom geplaas het, dat hy die een is wat jou kan red, en beleef het hoe jy jou nuut kom maak het, en jou lewe kan getuig dat jy 'n nuwe skepsel is. Dien jy hom elke dag? Lewe jy vir hom? Gebruik jy die tyd om aan die Here te bestee? Is jy gereed om ook so jou verlosser en jou skepper te ontmoet wanneer hy kom? Maak jou gereed, vriende. Want die koning van die heelal staan gereed om te kom. En jy sal nie vanaand met 'n leë gesig en met leë hande voor hom wil staan nie. So terwyl daar tyd is, vriende, maak vanaand reg. Maak vanaand jou saak met die Here reg. As daar iets is wat tussen jou en die Here staan, bely dit vanaand. Gee dit vir hom, vra vergifnis en wy jouself toe aan hom.
en lewe vir hom voluit elke dag. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons ook vanaand, Here, na hierdie kosbare boodskap kon gekyk het. Dankie dat ons vanaand net opnuut weer herinner kan word, Here, dat ons 'n verantwoordelikheid het, Here, dat ons nie maar net kan maak en doen wat ons wil nie, maar dat ons ook vanaand nodig het, Here, om ons ook so voluit vir u te lewe, om ons alles vir u te gee. En Here, help ons ook elke dag om getrou te wees. En Here, wanneer ons ook so ontrou is, Here, wees ons naby, help ons, dat ons ook dan weer, Here, op u pad sal kom, dat ons ook weer die pad saam met u sal stap, en dat ons ook sal doen wat u van ons vra. Dankie vir die Here Jesus, dankie dat hy vir ons dit moontlik maak, Here, om in teenwoordigheid van die Vader te kan kom. Dankie, Here, dat hy ook die lewe, Here, volmaakte lewe geleef het, en dat hy ook so vir ons daardie voorbeeld gestel het, van wat dit is om onsself te onderwerp aan die Vader se wil, van wat dit is om ook so gehoorsaam te wees, en dat hy ons ook daarmee sal help. Dankie vir die Gees, Here, dat die Heilige Gees ons elke dag lei om te doen wat hy van ons vra, en dat hy ons bystaan, en dan wanneer ons ook so mismoedig voel, dat hy ons weer versterk in die innerlike mens, om te kan voortgaan. Ons vra dat hy saam met ons sal gaan deur die res van hierdie aand, en ook so die week wat voor hy, Vader, bewaar ons, en help ons, en lei ons, en word hy ook daardeur verheerlik. In Jesus naam bid ek.